En volgende terwyl ek met die Here praat, en as ek sê, Here, ek wil sê, Here, wat wil jy met my deel? Wat wil jy deel met die kerk? En die Here het ons 'n paar goed gedeel, vir julle ons wat dalk laasweek hier was, en die week voor dit, het die Here met ons gepraat van 'n desperate jaar vir Jesus, desperate jaar vir die Vader, verstaan, 'n regtig desperate jaar. En ek wil volgende praat oor desperaatheid vir die Heilige Gees. Nou, dit mag dalk vir jou baie vreemde konsep wees. Jy mag dalk uit die kerk kom wat die konsep van die Heilige Gees nie regtig gepreek word nie, of nie regtig oorvertel word nie. Vir ons as 'n kerk glo ons daai is die fondasie. Hoekom sê ons dit? Of een van die sterk fondasies. Hoekom? Want Jesus praat konstant daarvan. Hy verduidelik vir ons, hy sê dieselfde Gees wat my die dode uit opwek sal eendag in julle woon of sal in julle woon, en dit is die Heilige Gees. Hy sê dit is voordelig vir my om weg te gaan, want verstaan, hoekom is dit voordelig? Jesus was in sy volheid hier, die redder was in sy volheid hier, want hy sê vir ons die Heilige Gees nagelaat het, en dis wat hy gedoen het. Maak dit sin volgend? Soos dis voordelig. Nou kom ons volgend, en ons sê nou, wat is die Heilige Gees? Dit is, God is Gees en nie vlees nie. Dis die eerste wat jy moet besef. God is, wat is hy? Gees en nie vlees nie. So as ons dit besef, dan moet ons een ding verstaan. As God Gees is en die vlees is nie, dan wandel hy in die Gees en nie in die vlees nie. Jesus homself sê hy het vlees geword. Hy was nog altyd Gees, maar hy het vir ons wat geword? Vlees geword. Soos baie keer hou ons van om God te kyk uit die oogpunt uit van God is fisies soos ons, en dis hoekom ons sulke dinge lees in die Bybel, want die Here wil homself openbaar het aan ons, en ons sou nie verstaan het, en sê, God se hand is oor hulle. Het God 'n hand? Net 'n hand? Nee, hy is nie net in 'n mens se vorm nie, maar hoe sou ons verstaan het wat dit beteken as ons dit nie gehoor het nie? Maak dit sin? Soos die Here het goed baie prakties in die Bybel vir my en jou gemaak, sodat ons kon verstaan het wie hy is. En toe stuur hy sy seun Jesus om vir ons te kom wys hoe lyk dit om in hierdie Gees te wandel. Want Jesus het gesê, ek doen niks wat ek nie my Vader sien doen nie. Nou meen dit God het elke keer vir hom alles voor hom kom wys. Is dit wat gebeur het? Fisies. Nee, soos het Jesus dan die waarheid gepraat, verseker. Wat het hy gedoen? Hy het in die Gees die Vader geraadpleeg en seker gemaak die Vader se goedkeuring is met dit wat hy doen. Hy sê tot die dood toe was ek nie gehoorsaam. Praat hy van sy pa. Hy sê tot die dood toe was hy hom gehoorsaam. En dis hierdie gedeelte wat ons moet na kyk. Dis hierdie gedeelte wat ek wil hê ek en jy moet besef en deel maak van ons lewe. Soos volgend, as ek met jou praat met hierdie gedeelte, is dit vir my so belangrik, want ons moet besef, as die Here het ons geroep, en dis een wat ek so glo, ons is desperaat die Heilige Gees nodig, wanneer het ons geroep vir 'n doel, en baie keer in ons lewe, van ons lewens uit mekaar uit, is omdat ons doel mis, waarvoor God ons geroep het. Baie keer sal sê, my doel is dat ek in die lewe moet geniet. Ek wil gou vandag vir jou sê, dit is nie die doel nie. En ek is jammer, daar is baie keer even kerke wat van hierdie goed preek. Wat vir jou sê dat, Here help ons, want nêrens sien ons dit in die Bybel, ek het nog nooit in my lewe dit gelees in die Bybel nie. Maar mense sê sulke goed. So byvoorbeeld sê, as jy gelukkig is God gelukkig. Ekskuus. Soos jy kan in sonde wandel, en jy moet gelukkig wees, nou is God gelukkig. Dis nie die waarheid nie. Iemand jok vir jou. En daai leuen kan maak dat jy die koninkryk van God vir ewig mis. Dis hoekom die vraag is, hoe weet ek om die hele tyd links en regs te trap? Nou baie keer, dan probeer ons uit onsself dit uitdoen. Het julle dit al probeer? Dit loop lekker af, nee? Dit werk maklik. Jy kry dit so gou reg. Dis net soos van, jy sê net ek wil verander, en dan ek wil nie kwaad word vir karre wat voor my en ry nie. Ek wil nie kwaad word vir karre voor my en ry nie. Voordat ek kyk, ry kar voor my en dan, ag, jee, daar is ek alweer. Het jy dit al geprobeer?
Okay, soos hoekom werk dit nie? Want ons kan nie onsself red nie, en ons kan nie hierdie dinge doen nie, net so sê die Here ons wil ons vyande lief hê. Het jy al probeer jou vyande lief kry? Het jy al probeer butterflies kry as jou vyande om jou is? Dis maklik, nee? Nee, hoekom sal die Here hierdie goed vir ons sê? Hoekom sal die Here ons smeek en sê, ek verwag meer van jou, en dan gee hy die hoë standaard vir ons, dan sê ons, maar Here, ek kan nie by hierdie standaard kom nie, hierdie standaard het 'n bonatuurlike krag nodig. En die Here sê, ja, ek is daai krag in jou. Ek is daai krag in jou. Al wat jy nodig het, is jy gaan moet lean op my, jy gaan moet lê op my, jy gaan my krag nodig hê, jy gaan moet van my van daai source af tap, jy gaan moet die hele tyd sê, Here, ek het nodig om van U te ontvang, ek het nodig om van U te kry, want sonder U kan ek dit nie doen nie. Dis hoekom sê baie mense, maar ek verstaan nie, maar ek kry dit nie reg nie. Jy is op 'n baie goeie plek, jy moet net besef jy het Jesus nodig. Die slegste plek wat ons kan wees om te dink, ek kry het reg sonder hom. Want dis die grootste probleem. En eintlik, weet jy wat? As jy jou kop neerlê, dan weet jy kry dit nie reg sonder hom. As jy die ander as jy deur toe maak, ons kan voor mense voorgee en sê, yes man, ek kry dit reg, hè? Jo, hulle sien my sterk kant. Maar as die deure toemaak en alles raak rustig in die aand, weet jy dat jy kan dit nie doen sonder hom nie. Jy weet jy kan dit doen sonder hom nie. Ons het hom nodig, ons het hom dringend en drasties nodig. En ons sekere dinge wat jy kan regkry. Daar's mense wat al goed bereik het, wat hulle sal sê sonder Jesus. Ons stuur konstant 4 pile in die lug op. Ons het al, hulle het al hoeveel dinge gedoen en hoeveel dinge reg gekry. Ons het al regtig amazing goed gesien, gesondheidsmasjiene wat gebou is, al daai goed en almal sal sê, ons het dit reg gekry. Ek wil vandag vir jou sê, die lewe is meer as dit wat jy kan doen met jou hande. Ek beloof dit vir jou. Beloof dit vir jou. Dis meer as besittings, dis meer as net hierdie dinge. God wil iets in jou doen en God wil deur jou doen. Daar's 'n rede vir jou bestaan en dis nie net om 'n goeie salaris te verdien, 'n mooi huis te besit en 'n kar te ry nie. Dis baie dieper as dit. Jy's geroep om 'n wêreld te verander en 'n getuienis te wees van die een wat sy lewe gegee het vir my en vir jou. En daai was die intro vir my preek. Net 'n grappie, voordat jy dit. Handelinge 1 vers 8. As jy bereid om saam met lees. Handelinge 1 vers 8. En hier verduidelik hy vir ons baie duidelik wat sy doel is. Nou, baie keer as ons mense sê, Jesus se laaste woorde was, gaan heen en maak disippels. Baie keer sal mense dit sê. Dis die Here sê, gaan heen en maak disippels. Dit was nie heeltemal sy laaste woorde nie, en ons lees dit in een van die evangelies. Okay? So ons sien dat hy sê, gaan heen en maak disippels, en ons sien dat hy al die evangelies dit sê. So as almal dit sê, dink julle dis belangrik. So dit klink nie baie oortuigend vir my nie. Ja, is belangrik. Okay? As al die evangelies sê, luister, die Here sê, gaan heen en maak disippels, dan as ons as 'n kerk wil lyk soos Jesus, dan moet ons gaan heen en maak disippels. Ek moet saam met iemand tyd spandeer die week. Ek moet saam met iemand saam my woord deel. Ek moet saam met iemand bid. Ek moet saam met iemand lewe doen. Ek ken mense wat massive, ek ken mense in ons kerk wat begin het met 'n klein gebedsgroep. Heiliglik hele besigheid staan amper daan bid. Want hulle het besluit, ek wil 'n verskil maak en 'n impak maak. Hulle wil getuig van die een oor wie dit gaan. En dis jou doel, as jy nie by daai doel uitkom nie, gaan daar altyd 'n leemte in jou wees. Ek sê my verstaan nie, pastoor. Jy praat so lekker maklik. Jy's 'n ekstrovert. Dis maklik vir jou. Nee, jy verstaan nie. Vir ons almal is dit moeilik. Maar die testimony gaan altyd voor die regter. Dit gaan oor van Here, ek staan voor 'n regter. As jy gepraat van, as jy hof jou inroep om getuie te lewer, doen jy dit altyd voor die regter, of al record hulle dit, gaan dit voor die regter doen. So die vraag is wat ons osself moet vra is, as ek moet getuig van Jesus, sien ek myself voor die regter staan?
Ek wil begin by dit, ek gaan 'n hofscenario skep. Sien ek myself voor die regter staan, hoeveel keer in my lewe sien ek my voor die regter staan, as my vrou moet reg hanteer, en ek moet getuig van Jesus vir my vrou, sien ek dat Jesus, of God staan voor my as die regter, en ek hanteer haar, ek moet getuig van hom voor haar, al maak sy my dalk kwaad. Maak dit sin vandag? Getuig ons van Jesus. Ek kan vir sê verseker, kan ek vir sê, is hierdie gedagte van dat ek voor God staan, is baie keer ontbreek in my lewe. En sodra dit ontbreek, en ek staan nie voor die regter nie, voel ek nooit dat ek hoef te getuig nie. Voel ek hoef nooit te getuig nie, dan lyk my lewe nie soos God wil hê dit moet lyk nie. Is julle by? Klink dit vir julle, as ek die enigste ou wat hier goed gaan? Het lyk vir of julle ouens dit reg kry. Soos dis bitter belangrik dat ons hierdie dinge moet verstaan, is dat ons moet voor God kan staan en sê, Here, die manier hoe ek nou, getuig ek van God as ek tussen my vriende is. Of getuig ander dinge. Want ons kan van ander goed ook getuig op sekere tye. Partykeer getuig ons oor wat Richelo sê. Maak dit sin? Dis nie God nie. Dis nie sy hart vir jou nie. He got more for you. Hy het meer waarvoor jy roep. Of jy het vriende in Insa en jy het hierdie dogma en jy het op 'n plek waar jy rasisme in jou hart so vasgevang het dat jy haat mense. En die Here sê vir jou, come on, ruk dit uit, verwyder dit. Jy getuig nie van Jesus nie. Jy getuig nie van Jesus nie. En dis wat die Here ons voorroep, is ons reg, het ons Romeine, gaan ons. Hy sê, maar julle sal wat ontvang? Julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea, Samaria, tot die uiterste van die aarde. So Here sê, gaan nie en maak disippels, maar hy sê, weet jy wat? Hy sê, voor dit, maar julle sal wat ontvang? Krag ontvang. Jy kan nie getuig van iets wat jy nie beleef het nie. Die Here het nie gesê, jy gaan vir my 'n debat voer met mense nie. Dis nie wat die Here gevra het nie. Baie keer dan dink ons mense, ons moet 'n debat met hulle voer. Om vir hulle te verduidelik dat Jesus bestaan. Die Here vra jou lewe moet getuig van wie hy is. Dit moet nie 'n debat wees nie. Ek wil nie my kinders vertel wie Jesus is nie, en my kinders wys wie Jesus is. Daar's 'n verskil. En dis wat dis wat 'n ware kerk maak. Dis die kerk wat Christus ons oorgeroei. En kerk gaan nie oor godly season nie, asseblief. Daar's duisende kerke wat ook regtig probeer om die Here te dien. Maar die probleem wat ons het is baie keer dan verval ons van die woord af. Hoe weet ons of 'n kerk die waarheid is? Het julle al julleself my vraag gevra? Is alle kerke dieselfde? Nommer 1. Wat sê die woord vir ons? OK? Ons lees dit, as jy ooit wil, gaan lees jy Openbaring, dan sal jy duidelik sien dat die kerke aansienlik verskil van mekaar af. En dat die Here sê, van die kerke sal hy self teenstaan, soos alle kerke is nie dieselfde nie, ons lees dit in Openbaring. OK, so almal by met dit. As jy nie, gaan lees Openbaring. OK, so ons praat nie die kerk nie, maar die Here verduidelik vir ons sekere goed van die kerk. Hy sê nie, hierdie kerk is hierdie dogma, so hy stem nie saam nie. Hy sê ons sekere goed wat hulle mis. Een kerk verduidelik vir ons, en ons kan ook so lyk. Ons kan maklik so lyk, ons kan nie staan met praise and worship en op en af spring, en dit lyk great, en die Here sê, alles lyk so goed. Dis Rudy se vertaling, okay? Alles lyk so goed. Alles lyk so mooi. Julle doen alles wat reg is. Maar julle het verval van julle eerste liefde wie Jesus is. Julle het verval van julle eerste liefde af. Julle het geleer om ander goed bo my lief te hê. Wat eintlik sê is, julle lyk goddelik, maar julle getuig nie van my nie. Dis ware kerk. Kan jy dit op jou eie reg kry? Kan ons dit op ons eie reg kry? Wat is die antwoord? Nee, ons het dit besef, okay? Ons kan dit nie op ons eie reg kry nie.
Ons besef dit. Ons kan dit nie op ons eie doen nie. Soos wie het ons nodig? Die Heilige Gees nodig om ons te lei daagliks. So hy sê, julle sal wat ontvang? Krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. Ons het nie nodig om te debatteer met mense oor God nie. En dit is wat ek vanaf wil vir jou vra vandag is. Het ons 'n lewendige getuie? Waarvan kan ons getuig? Waarvan kan ons lewens verander? Wat kan jy onthou wat het God vir jou gedoen? Wat vandag jy kan ophou en sê, Here, hierdie is waarvan ek kan getuig. Ek kan getuig van iets. Miskien is dit jy gered is. Miskien is dit van iemand wat genees is. Miskien is daar iets van waarop jy kan getuig. Maar jy moet iets hê. Want as jy iets in jou hand het nie, gaan die vyand verseker vir jou slaan dag in, dag uit. Jy moet op sekere ding kan staan, mense. Ons kan nie totaal en al liberaal wees nie. En die Here dien nie. Dis nie moontlik nie. Ons kan nie. Ons kan nie. Ons kan mense genade gee. Maar ons kan nie totaal en al liberaal wees nie. Daar's baie dinge wat jy gemoed op staan. Daar's 'n spreekwoord wat sê, if you don't stand for something, you will fall for everything. En dit is wat dit is baie keer in ons lewe. Waarvoor staan jy in jou lewe? Waar trek jy die lyn in die sand? Laat jy toe dat die Heilige Gees nog 'n wapen is vir jou. Vra jy die Here om jou te wys. Nou kom ek verduidelik net gou vinnig. Daar's 'n paar dinge wat ek wil hê jy moet snap vandag. So ek gaan vinnig deur dit gaan, want ons tyd hardloop 'n bietjie uit. Soos die eerste een is, ons moet verstaan, jou getuienis is nie gebaseer op persoonlike opleiding of selfvertroue nie. Dit moet gebaseer wees op die krag van God. Ek gaan dit weer vir jou herhaal. Jou getuienis kan nie gebaseer wees op jou persoonlike opleiding of selfvertroue nie. Dit moet gebaseer word op die krag van God. As jy mense 'n storie wil vertel, en jy wil vertel van, o ja, ek wil net vir jou verduidelik, ek wil nie my woordjies reg kry, is dat dit is, ja, ek het Jesus eendag ontmoet. Ek wil gou vandag vir jou sê, you're gonna miss it. En daai persoon gaan nie die Heilige Gees beleef nie. Hoekom? Want dit kom nie uit die rou Heilige Gees nie. Dit kom nie uit die Heilige Gees nie. Dit meen nie dat ons nie moet ordentlik praat nie. Dit meen dat daar moet 'n plek wees dieper as dit wat uit my uitkom. Maak dit sin vandag? Wat kan jy vir mense gee wat dieper as jy is? Wat het jy? Ek het persoonlike ervarings. En terwyl die Here met my hierdie weer praat, begin ek weer dink, sê ek, Here, jy het eintlik soveel goed al in my lewe gedoen. En as jy hierdie goed weer begin optel, dan begin jy minder twyfel in die Here se werk in sy hand. Want jy sien wat hy gedoen het. Dis soos Israel, wat elke jaar dan vier hulle uit die woestyn uitkom, want hulle sê, kyk wat het God vir ons toegedoen. Is dit dieselfde God vandag, wat vir ons nuwe dinge sal doen nie? Julle weet dit, nie? Hulle staan op vas. Staan vas om te sê, as die Here dit gedoen het, sal die Here weer vir ons doen. Ek wil vanaf weer vra, wat is jou getuienis? Nou, by dit. Ons moet verstaan, het moet kom van bo af. As jy iets oor vertel, vertel dit omdat God groot is, nie omdat jy goed is nie. Vertel dit omdat nie jy gebid het nie, omdat hy geantwoord het. Ek kan nie beloof, as ek great was, het ek die eerste keer gebid en iets het verander. Was definitief nie ek nie. Ek is ook nie 'n spesialis nie. Spesialis na hoeveel operasies in sy hand kon hy sy hand geherstel het nie. Maar God kon. Dis net 'n bewys dat die mens is, dankie Here vir spesialiste. Soos nie teen hulle nie, maar as iemand wat bo alles is. Dit meen nie dat alles net gaan regkom en alles gaan perfek wees en alles gaan presies wees nie, want dan sou ons nou in die hemel gewees het. Korrek?
As alles net, as jy geen pyn, geen lyding, ons lewe in 'n gebroke wêreld, waar Satan die prins van hierdie wêreld is volgens die woord van God. Verstaan dit, en hy kom om te verwoes en te slag. Hy sê, the devil comes to kill, steal and destroy. En glo my, hy kry dit soms reg. Maar ek wil vir jou sê, as ons weer teruggaan en sy Heilige Gees kom lei ons, dan knip ons die krag van hom af. En hy kom weer terug op die plek waar die vyand sê, Satan is under our feet. Maar die ding is, as jy nie glo dat God jou lei nie, jy gaan nie vir hom sê onder jou voet in jou eie mag nie, dan gaan jy moeilikheid hê, my vriend. Want hy gaan verwoesting saai in jou lewe. En jy gaan sê, maar ek verstaan nie, ek bid. Ek praat met die Here. Die Here vra jou iets dieper as dit. Lê jou lewe neer en volg my, want die vyand het geen hou vas teen Christus nie. Hy's reeds oorwin, hy's reeds verslaan. Maak dit sin? Soos die eerste plek is, lang een, jy het God se krag nodig om 'n getuie te wees. Maak dit sin? Jy het God se krag nodig. Soos dit gaan altyd oor die krag. Dit gaan nie, soos as jy my sê, maar ek het nie goeie woorde vir dit nie. Hoor dit gou. Daar's 'n ou in die Bybel wat ook daai verskoning gebruik het. Weet julle dit? Weet jy wat die Here met hom gedoen? Hy het hom gestuur om 1 miljoen mense te lei. Soos hou aanmoun. Nee, ek joke dit. Grappie, dit was net grappie. Jy mag toch net 1 miljoen mense lei. Hy is nou deur om te sê, Here, ek kan nie. Hy het 1 miljoen mense, Here stuur om 1 miljoen mense te lei. Deur 'n 40 jaar se woestyn. Hy sê, Here, ek kan nie lekker praat nie, Here, jy weet. Ek het nie die woordeskat vir al hierdie mense nie. Here sê, okay, great, dis jy sê jou week wil gebruik. Want dit gaan oor sy krag. Dit gaan nie oor wat jy te sê het nie. Maak dit sin? Volgende een. 'n Getuie moet ervaring en 'n storie hê. Johannes 1 vers 1 tot 3, ek gaan net die korter weergawe lees, jy hoef eens oor te blaai vir meneer Adrian. Jy kan vir so lank Handelinge 4 vers 20 kry as jy wil, Adrian. Handelinge 4 vers 20. Hy sê, en wat ons gehoor het en wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het, dit verkondig ons aan julle. Die grootste probleem met die kerk is ons het begin verkondig dit wat ons dink mense sal help, of ding wat ons dink mense wil hoor in plaas in dit wat ons stap. Ek gaan dit weer vir jou sê. Wanneer doen jou kinders nie wat jy doen nie? Wanneer hulle sê, doen wat ek vir julle sê en moenie doen wat ek doen. Ek het my kinders 1000 keer sê, moenie kwaad word vir mense nie, maar jy word die hele tyd kwaad, dan gaan hulle net kwaad word vir mense. En gesê, ek verstaan dit nie. Ek verstaan dit nie. Jy het dit vir hulle geleer. Jy het dit vir hulle geleer. Dis wat dit is. Dis hoe dit werk. En net so sê die Here vir ons hier, hy sê, want wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, en wat ons aanskou het, en ons hande getas het, dit verkondig ek aan julle. Wat het jy wat jy kan verkondig? Dis maklik vir iemand, ek kan dit weer sê, weet jy wat, my vriend, ek wil vir jou sê, en ek kan dit rarig vir mense sê, goed mag toch veel moontlik lyk, maar ek het fisies al gesien op 'n video, waar hulle geduik het onder die see, en gesien het waar die Israeliete deurgebeweeg het uit Egipte uit. Ek het dit fisies gesien. Soos as God daai see kon oopmaak, en hulle daar deur kon laat trek, wil ek vandag weer sê, is daar niks onmoontlik in jou lewe waar God nie 'n deur kan oopmaak en jou laat deurtrek nie. En dan sê iemand baie slim, sê vir die persoon, hy sê, nee, ons het gekyk, die diepte daar is net omtrent 30 centimeter. Hy sê, yes, dis nog al hoe meer amazing. Want men, hoe verdrink God soveel mense in 30 centimeter se water? Die realiteit is dat ons moet besef, is dat mense sal kom altyd met stories. Maar as bewys, ons hoef nie meer net te glo aan 'n fabel van Jesus nie. Dis nie net meer 'n storie nie. Jy mag dalk sê, maar ek bid en ek sien die deurbraak die pastoor, soos wat sê jy vir my van hierdie God? Of wat ek het weer sê, is ergens mis ons iets. En die fout lê by ons, nie by hom nie.
Dit kan ek vir jou sê. Want elke keer in my lewe wanneer ek hom gemis het ek agtergekom of ek het daarna af God in my lewe, of was ander dinge wat ek belangriker stel as hy, of ek luister nie na die Heilige Gees nie, of daar's iets wat gebeur wat ek dink wat belangriker is, wat vir God eintlik iets heeltemal anders te belangriker is. Ek mis die ritme van God se hart. Want ek beloof dit vir jou. Hy het bewys, daar's bewyse. Dis nie meer ding van ons kyk dit in 'n Bybel vas en sê, dis 'n boek deur iemand geskryf nie. Daai tyd is by, my vriend. Weet jy wat is die beste van ons? Nou dag vir interessantheid vra ek vir ChatGPT. Ek sê ChatGPT, as jy al die geskiedenis wat jy het van die waarheid en van alle godsdienste en jy kyk na alle godsdienste wat daar bestaan en jy sal letterlik vir my gaan kyk en as gevolg van geskiedenis vir my sê wat jy net die beste bewys dat dit kan waar wees en wat jy sou inglo, wat sal dit wees? Wat draai wat gee vir my? Christendom. Ek het dit self gedoen. Dis wat ek vir iemand gevra het om te doen. Ek het dit self gedoen. Nou dis die intelligentste wese wat ons nou sal sê heiliglik beweeg. En hy antwoord dat Jesus is die weg en die waarheid, maar ons kan dit nie glo nie. Miskien is ChatGPT dit seker ons te glo. Come on mense. Dis die God wat ons dien. 'n Lewendige God. Soos nommer 1 moet ons wat besef. Wat is nommer 1? Wat was die belangrikste van nommer 1? Ons het die krag nodig om getuie te wees. Nommer 2, getuienis met ervaring hê. Handelinge 4 vers 20, het jy hom vir my ouder. Want ons kan nie swyg oor wat ons gesien het of ons gehoor het nie. Ek wil vandag sê, swyg jy, bly jy stil oor dit wat jy gesien het. Is al sekere mense die voel, ek kan nie hierdie gedeelte deel nie. Ek het vinnig hierdie testimony vir jou, maar ek gaan baie korter maak, want julle het dit al gehoor. My oom was baie siek, het glad nie geglo in die Here nie. Ons het aanhou saam met hom tyd spandeer, al wou hy nie, regtig nie, maar ons sê, hy sê, gejaag, vat raai, kom ek maar net weer terug, spandeer tyd saam met hom, en met dit, en dan nooi ons weer, en dan is maar weer daar, en dan sê, asseblief nie Christendom op my huis praat nie, en ongelukkig, dit is maar wie ek is. Dit is deel van wie ek is. En lang storie kort, het ons bron nie gestry nie, en hy word baie siek, en hy lê op sy sterfbed, en hy is die proses, hy kanker, en hy gaan na die hospitaal toe, en op daai tyd het ons hom baie gereeld besoek, en ons gaan gereeld sien toe. En om 'n lang storie kort te maak, kom hy en hy sterf. Ek dink hy was op die operasietafel sterf hy. En hy beleef hierdie ongelooflike lig. Hierdie ongelooflike lig. En hierdie persoon, as ek weer sê, dis seker die prim en properste persoon wat ek ken. Alles moes reg gewees, alles was pynlik netjies, sy lewe was altyd in orde, hy het nooit iets gesê uit 'n geselskap wat nie gehoord het nie. Toe hy wakker word, toe is hy 'n heeltemal veranderde mens. Hy het altyd in die kerk toe gegaan. In 'n vol kerk, gaan kniel hy op sy knieë, dis glad nie wie hy is nie. As ek jou vertel, dis die laaste persoon in die wêreld wat dit sou doen. Gaan op sy knieë en buig sy knie voor 'n almagtige God. Hoekom? Want hy het iets aanskou met sy oë wie God is. Ek wil vandag vra, wanneer wil jy jou knie buig? Moenie wag tot dan toe nie, want miskien het jy nooit daai geleentheid nie. Na dit gaan hy na sy vriende toe, hulle glo glad nie in die Here nie, en hy weet dit, en hy vra hulle, glo julle? Dis nie hy nie, my vriend, ek wil sê, dis nie hy nie, hy sal nooit in sy lewe so iets gedoen het nie. Dit was jou wat godsdienst voor en niks wat werd was op 'n tyd in sy lewe nie. Daai selfde persoon, is een wat sy vriende vra, glo julle, en hy weet hulle glo nie. En hy sê, ek wil net vir julle sê, ek glo. Ek het my lewe omgedraai en ek volg Jesus. En hy draai sy lewe om. En hy praat met amper almal wie hy kan van sy vriende, om dit te vertel dat Jesus lewe. Hoekom? Want het was so goed dat hy kon dit nie vir homself hou nie. En dis God se hart vir my en vir jou vandag. Kan ek en jy net getuig
van sy goedheid. Kan ek vanaf weer sê, hoe meer jy vertel van sy goedheid, hoe minder kans gee vir depressie om heerskappy in jou lewe te vier. Hoe minder gaan jy emosioneel toelaat, dat jy die hele tyd in die kant val, wat jy voel, die lewe is so rof, jy kan nie aangaan nie. Jy gaan nie meer nodig hê om ander dinge te kry, om die seer terug te druk nie. Want ek glo baie van julle sê, ek weet dit, maar ek het so seer. Jy verstaan nie wat binne my aangaan nie. God sê, ek sal daai seer vir jou uitpluk, kom regmaak en vernuwe. Gee my net kans om God te wees in jou lewe. Jy hoef dit nie meer te nam met die wêreld nie. Jy moet verstaan, nommer 3 is, 'n getuie moet lewendig wees. Ek gaan dit weer vir jou sê. 'n getuie moet lewendig wees. Jy kan nie getuie wees as daar geen lewe is nie. Ek wil vandag vra, is jy lewendig? Nie vra lewe jy nie, ek vra nie jy hartklop nie. Ek vra as jy lewendig. Is daar iets in jou lewe wat anders te lyk? En weer, dit kom uit jouself uit. Kom dit uit jouself uit? Nee, dit kom uit die Heilige Gees uit. Ons moet lewendig wees, nommer 3. Of dan kan ons nie getuie wees nie, jy het 'n vuur nodig van God, wat binne jou brand. En kom maar, sluit eintlik maar weer aan by 1. Wat moet ons nodig? Ons het krag nodig. En is daai krag wat ons lewend maak. Amen. Maak dit sin? Nommer 4. Ons moet getuig. Net daar in ons huis vir ons kinders. Dis al wat ons moet doen. Dis nommer 4. Hoekom skud jou kop, Herman? Steven nie som. Ek is so bly. Nee, dis wat die Here sê nie. Hy verduidelik vir ons by die eerste skrif, want sê ons het getuies wees. Dan sê hy, julle sal my getuienis wees in Jerusalem, dis soos in 'n dorpie. Dan praat hy van Judea, dis soos Gauteng. Samaria, praat amper van soos Suid-Afrika. En dan sê hy tot die uiterstes van die aarde. Hy sê, ek het jou nie geroep om net 'n lig te wees vir 'n klein stuk in 'n wêreld nie, of net vir jou huis nie. Hy sê nee, ek het jou geroep dat jy in die brand sal wees. Vir elke plek waar jy sal stap, sal mense sien dat God is met jou. Mense sal nie net sien jy's 'n kind van God omdat ek jou Facebook ken op Facebook nie. Mense sal nie net ken omdat jy 'n kind van God is omdat jy op Instagram is nie. Mense sal jou ken omdat jy 'n kind van God is omdat jy 'n persoon ontmoet het. Mag ons manne en vroue van God wees wat die Heilige Gees liefhet. Die 4de een, getuie oor die hele wêreld, nie net vir jou huis nie. Dankie dat jy my reg gehelp het, Herman. Ek waardeer dit. En die laaste een, hoe weet ons dis die Heilige Gees? Hoe weet ons dis die Heilige Gees? Goeie vraag, ek sê bly julle vra. Laaste een, hoe weet ek dis die Heilige Gees? Die woord sal dit bevestig. Terwyl ek getroud is, as ek bid en die Here vra, Here, wys my wat's my nuwe vrou. Daai is nie die Here nie, hoor. Want die Bybel gaan nie dit vir jou wys nie. Wil maar net vir jou verduidelik. Soos baie keer in ons lewe van, o Jesus, Here gee vir my besigheid, en dan kom die volgende besigheid, dan weet ek moet net so agteraf net ietsie gee. Daar is nie van die Here nie. Wees versigtig. Jy is besig om met gevuur te speel. Maak seker dat dit wat jy doen is in lyn met God se woord. Maak dit sin vandag? Want dan is God se seën op ons. Dan is God se seën op ons. Skrif wat baie gebruik word en uit konteks uitgeruk is, o Jesus, ek kan nie vir dit as pastoor. Daar is seker een skrif wat meer uit konteks uitgeruk word as hierdie nie, vir al jong mense.
Tessalonisense 5 vers 21. Beproef alle dinge en behou die goeie. Nou daai skrif beteken nie, gaan in die wêreld en doen alles wat verkeerd is en behou wat lekker en goed is nie. Dis nie wat daar staan nie. Is julle by? Kyk, wat beteken daai skrif? Wat beteken dit vir ons? Hy sê, beproef alles, dit wat na jou kant toe kom, beproef dit. Is dit van God af, is dit nie van God af nie? Is dit, as jy sê, ja, maar dan judge jy mos, pastoor. Kan ek vandag vir jou sê, as jy in 'n donker kamer instap, en jy judge dat dit donker is, as jy nie gejudge het nie, kon jy nooit die lig aangesit het nie. Ek hoop dit maak sin. As jy nie verstaan wat duister is nie, sal jy nooit weet hoe lyk lig nie. Jy moet verstaan wat's duister en lig. Dit meen ons mense verdoem vir die hel nie. Nee, dan stap ons 'n pad en ons help hulle om by die Here uit te kom, mits hulle wil. Party mense wil nie by die Here uitkom nie. Maar daar's mense wat wil. En ek glo ons is 'n kerk wat wil. Ek glo ons is 'n mensdom wat wil. Ek glo daar's hoeveel mense wat sê, ek wil die man in die huis wees wat God wil hê ek moet wees. Ek wil hê my vrou moet na my kan kyk en sê, ek is trots op jou my man, want jy loop voor, jy dien die Here, jy wys my wat die pad is, jy loop voor, jy wys ons wie Jesus is. Ek glo my vrou wil 'n vrou wees en sê, ek wil jou ondersteun, ek wil jou lief hê en ek wil regtig weet dat ek geliefd voel. Ek glo my vrou wil dit wees. 'n godsvrou wees. Ek wil die vrou, sy wil die vrou van Spreuke wees. Sy wil 'n Spreuke vrou wees. Sy is, by the way. Baie amper. Ja, nee, ek sê dit, sy is. Sy is Spreuke vrou. Baie gelukkig om 'n vrou soos sy te hê. Die realiteit wat ons moet hê is dat ons moet besef wat God ons voorroep vandag. Gaan terug na die woord toe. Meer het in die woord, maar vra die Here, Here, hoe moet dit lyk? Gaan dan woord toe, kyk of die woord bevestig dit wat God sê. As die woord nie bevestig nie, weet jy, jy het dit ergens gemis. Weet jy wat mense die grootste foute in hulle lewe al gemaak? Ek het dit al gesien 1000 keer in my lewe. Dan sê mense vir my, pastoor, die Here het vir my gesê, ek moet gaan. Dan sê ek, my vriend, waar het jy hierdie skrif gekry? Nee, ek het dit net gevoel. Okay, hoe sal die Here sê, jy moet net gaan? Waartoe gaan jy gaan? Nee, ons gaan nou net gaan. Ek beloof dit vir jou, dan sien ek die verwoesting in daai mense se lewens, dit is net 'n kwessie van tyd. Daar's bitter min mense in my lewe. Ek belowe, ek sou sover gaan sê om 2% of 1% van daai mense dat hulle eers die Here hulle nog gedraai gekry en eers op 'n beter plek gekry. 98% van daai mense wat wegbeweeg, sien ek hoe hulle lewe, hoe hulle huwelik uitmekaar uitval, hoe hulle verhoudings uitmekaar uitval, hoe hulle kinders uitmekaar uitval, want hulle het nie Jesus gekies nie. Hulle het ander goed gekies. I've seen it so many times. Soos die vraag vandag is, wie is jy? En ek glo, jy is nie daai persoon nie. Glo my hele hart, of ons jy nie gesit het nie. Ek glo nie, ek sal kerk toe kom as jy nie wil anders te lyk nie.